Ek wil vanmôre met u gesels oor die goddelikheid van die Heilige Gees. Die Heilige Gees se eienskap en aktiwiteit is altyd die van God. Die titels wat deur die Heilige Gees gebruik word, identifiseer hom as deel van die drie-eenheid van die goddelike wese. Met ander woorde, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Die Heilige Gees is die derde in die Godheid. Die Heilige Gees beskik oor die eienskappe van God. Kom ons kyk. Eerste plek wat ons sê, is hy is alomteenwoordig. Die Heilige Gees is alomteenwoordig. Psalm 139 vers 7 tot 8. Hy sê, waar sou ek heen gaan van u gees en waarheen vlug van u aangesig? Klim ek op na die hemel, is u daar, en maak ek die doderyk vir my almaak, en maak ek die doderyk my bed. Kyk, u is ook daar. Met ander woorde, ek en jy kan wees enige plek, dit gaan nie saak maak. Psalmdigter so sê, as ek in die hemel is hy daar, as ek in die doderyk is hy daar, as ek op die aarde is hy daar, hy is die hele tyd daar. Die Heilige Gees ken alles, Johannes 16 vers 13. Hy sê, maar wanneer hy gekom het, weer die Gees van die waarheid, die Heilige Gees, sal die Heilige Gees julle in die hele waarheid lei. Want die Heilige Gees sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy, die Heilige Gees, spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. En ons het ook hierdie week gepraat, het ek vir julle verduidelik, baie keer is dit as ons by mekaar kom, en die so kom byvoorbeeld 'n vreemdeling in, dan kan die Heilige Gees homself gebruik deur iemand om te profeteer, of 'n woord van kennis of wysheid, of van verstand, of 'n uitleg van tale te gee. En sodoende kan die persoon wat daar so inkom, kan hy, as hy nog nie gered is nie, kan hy ook gered word. Want dan verklaar dit is soos met die vrou, die Samaritaanse vrou met Jesus, toe Jesus daar by haar gaan sit het, en sê vir haar, geef my die water, en sy doen was haar gereede kabel 'n bietjie daarso, en te sê, ja, maar ek mag nie met u praat nie, en Jesus sê, maar jy kan ook nie by die tafel aansit nie, maar toe sê sy vir hom, maar ons kan ons wat van die krummels van die tafel, kan ons nou maar opvat. En sy teruggegaan, en Jesus het vir haar verduidelik, presies wat sy gedoen het in haar lewe. En sy teruggegaan na Samaria toe, en sy het vir al die mense gaan vertel van Jesus en wat hy aan haar geopenbaar het. Die dinge wat sy nie geweet het, hy weet nie. Amen. 1 Korintiërs 2 vers 10 tot 11. Hy sê, maar God het dit aan ons deur sy Gees geopenbaar, want die Gees ondersoek alle dinge, ook die dieptes van God. Want wie van die mense weet wat in 'n mens is, behalwe die Gees van die mens, wat in hom is, so weet ook niemand wat in God is nie, behalwe die Gees van God. Ons as mens, terwyl ons nog op die aarde is, en ons nog nie in 'n verheerlikte liggaam is nie, gaan nie die volheid van God kan begryp nie. Ons gaan nie die woorde hê om God te kan beskryf nie. Want ons in elk geval my bietjie woorde wat ek het, en my taalgebruik wat ek het, is baie te min om die grootheid en die goedheid van God te kan besing, of net daaroor te kan praat. As dit nie was vir die Heilige Gees nie, kon ons ook nie mekaar bedien nie. Amen. Die Heilige Gees het oneindige krag. Kom ons kyk bietjie na Sagaria 4 vers 6. Hy sê, toe antwoord hy en sê vir my, hy sê, dit is die woord van die Here aan Serubabel, naamlik, nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my Gees, sê die Here van die leerskare. Met ander woorde, wie gee vir my en jou die krag om te kan aangaan dag vir dag? Die Heilige Gees. Jesus moes opgevaar het aan die hemel, want hy was een persoon gewees.
Jesus was nie alomteenwoordig gewees toe hy op die aarde was. Hy het baie mense gehelp, en hy het baie, ons het oor al redelik gepraat. Hy het baie mense gesond gemaak. Hy het baie mense bemoedig. Hy het baie volgelinge gehad. Maar dit was nog nie wêreldwyd gewees nie. En Jesus het ook vir sy disippels gesê, dit is voordelig vir julle, as ek weggaan. Want ek sal vir julle 'n ander trooster stuur. En dit is die Heilige Gees, en die Heilige Gees sal by julle bly. En dit is hoe die evangelie van God verkondig word, en van Jesus verkondig word, hy wat ons persoonlike verlosser en zaligmaker is. Die Heilige Gees is ewig. Hebreërs 9 vers 14. Hy sê, hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat homself deur die ewige Gees aan God sonder smet geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke om die lewende God te dien. As ek en jy nie tot wedergeboorte kom nie, en ons ontvang nie die Heilige Gees, is ons 'n nul op 'n kontrak werk vir die Here. Dan beteken ek en jy absoluut niks. Maar met God se Gees wat binne in ons is ek en jy tot enige iets in staat. Deur die krag wat hy vir ons gee. Want dit is wat ons lewend maak en wat ons lewend hou. En ja, ons almal het sonde. Ons almal het sonde. Ons almal word kwaad. Ons almal raak geïrriteerd, gefrustreerd, en ons het almal pyne en smarte. Maar danksy die Here, ons kan altyd na hom toe gaan. En hy kan ons vertroos. En hy kan ons gesond maak. Al is dit deur iemand anders wat ons kom bedien. Die Heilige Gees is uniek. Kom ons kyk na Efesiërs 4 vers 4 tot 6. Hy sê, dit is een liggaam en een gees, soos julle ook geroep is in een hoop van julle roeping. Een Here, een geloof en een doop. Sê weer, daar is een Here, een geloof en een doop. Die volgende versies, hy sê, een God en Vader van almal, wat oor almal en deur almal in julle almal is. Die Heilige Gees wil op elke persoon rus. Die Heilige Gees wil in elke persoon wees. God wil hê die Heilige Gees moet ons heeltemal toevul. Van binne af buite toe, van buite af binne toe, sodat ons kan doen wat hy vir ons sê. Ja, al het ons 'n gewone werk, ons kan nog steeds God uitdra in die plek waar ons is. Dit is wat ons veronderstel is om te doen. Ons het ook hierdie week gepraat en sê, as jy alles wat jou hande vind om te doen, doen dit tot eer en verheerliking van die Hemelse Vader. En ek en jy kan nie, daar's baie mense wat goed doen, maar ek en jy kan nie goed doen vir God, as ons nie die Heilige Gees het nie. Romeine 1 vers 4, die Heilige Gees is heilig. Hy sê, na die Gees van heiligheid met krag verklaar is, as die Seun van God deur die opstaan uit die dode, Jesus Christus ons Here. En die Heilige Gees is ook die seël van eienaarskap, wat diegene wat aan God behoort, merk. Hoe weet jy, iemand anderste is 'n wedergebore kind van die Here? Kom ek vra anderste. Hoe weet jy, as jy met 'n persoon in kontak kom, daai persoon is nie 'n wedergebore kind van die Here nie? Ons praat nie dieselfde taal nie. Okay? Die Gees binne in ons moet met mekaar kan getuig. Die Heilige, nie die Messias nie, die Heilige Gees.
En daardeur kan ons ervaar, maar dit wat daar binne in die persoon is, en dit wat binne in my is een en dieselfde Gees. En dit is die Heilige Gees van God. En na die Gees van heiligheid en krag verklaar is as die Seun van God, deur die opstaan uit die dode, Jesus Christus, onse Here. Hy sê, Efesiërs 1 vers 13, in wie julle ook nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding gehoor het, in wie julle nadat julle ook geglo het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte. Die belofte wat daarso beteken, is Jesus het gesê die Heilige Gees, hy beloof die Heilige Gees sal oor ons uitgestort word. Vir die wat dit wil ontvang, ek lees op weer, hy sê in wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, God praat die waarheid, God lieg, die Heilige Gees is die Gees van wat? Van die waarheid. Hy sê die evangelie van julle redding gehoor het, en wie julle nadat julle ook geglo het, so ons daar's 'n ding wat ons eers moet doen, ons moet glo, dat ons gevul is met die Heilige Gees. Ons moet glo, dat ek en jy wedergebore kind van God is. Ons moet glo, dat Jesus Christus sy seun is, en dat hy vir ons gesterf het. Ons moet glo, dat daar deur sy wonde vir ons genesing is. Ons moet glo, dat daar deur sy bloed wat gevloei het, daar vir ons verlossing is. Hy sê, nadat ons al daai goed geglo het, word ons verseël met die Heilige Gees van die belofte. En ons kan nie ontseël word nie. Ons kan nie ontseël word van die Heilige Gees nie. Hy sê in Efesiërs 4 vers 30, hy sê, en bedroef nie die Heilige Gees van God, deur wie julle verseël is tot die dag van verlossing nie. Wat beteken dit om die Heilige Gees te bedroef? Kom, ek gaan 'n verduideliking gee. As jy kom en iemand praat, of iemand profeteer, of iemand doen iets, of iemand bid vir iemand anderste, so, en jy kom en jy sê, maar dit is nie die Heilige Gees. Dis dieselfde as jy teen die Heilige Gees laster. Hy sê, moenie teen die Heilige Gees laster. Laster beteken, moenie dink, omdat dit wat jy sien, wat jy nie verstaan nie, dit om afbreek maak, en teen die Heilige Gees, en teen die Heilige Gees laster nie. Want dit is wat gebeur. Dit is wat daai woorde beteken. Moenie die Heilige Gees bedroef nie. Ek en jy, as wedergebore kind van God, is verseël deur die bloed van die lam en met die Heilige Gees. Die Heilige Gees verrig goddelike werke. Heel eerste is hy skep. Psalm 104 vers 30. Hy sê, u stuur u Gees uit. Hulle word geskape en u maak die gelaat van die aarde nuut. Die Heilige Gees gee lewe. Jesaja 37 vers 14. Hy sê, en ek sal my Gees in julle gee, dat julle lewend kan word. Dit beteken nou nie dat ons dood was nie. Ons was dood in die vlees. Maar ons sal lewendig kan word. Lewendig in die Gees. En ek sal julle vestig in julle land, en julle sal weet dat ek, die Here, dit gespreek en gedoen het. Spreek die Here. Die Heilige Gees word ook geïdentifiseer met die persoon en die aktiwiteit van die Godheid. Kom ons kyk daarso. Die Heilige Gees en God word uitruilbaar met mekaar gebruik. Handelinge 5 vers 3 tot 4. Hy sê, toe sê Petrus, hy sê, Ananias, waarom het die Satan jou hart vervul om vir die Heilige Gees te lieg? En van die prys van die grond agter te hou. Kom ons staan net 'n bietjie vas daar. Ananias, hy en sy vrou het gegaan en hulle het grond verkoop, en hulle het gekom en hulle het gesê, Ananias het eers en hy het gesê, hierso is die geld wat ek vir die grond gekry het, hierso is dit vir julle. Maar die Heilige Gees het aan Petrus geopenbaar en vir hom gesê, maar dit is nie alles. En hulle het gevra, Petrus het gevra, maar is dit alles? Ja, dit is alles. Toe sê hy vir hom, maar hoekom
Waarom het die stad in jou hart vervul om vir die Gees te lieg en van die prys van die grond agter te hou? As dit nie verkoop was nie, het dit nie joune gebly nie. Dis die vraag wat hy vra. Hy sê toe dit verkoop is, was dit nie in jou mag nie. Waarom is dit dat hierdie saak in jou hart voorgeneem het? Jy het nie vir mense gelieg nie, maar jy het vir God gelieg. Wees versigtig. En die Gees word ook Here genoem, 2 Korintiërs 3 vers 17 tot 18. Hy sê, die Here is die Gees. En waar die Gees van die Here is, luister wat hy sê, daar is wat? Daar is vryheid. Daar is vryheid. Die vryheid beteken, daar is lewe in oorvloed, krag in oorvloed, genade in oorvloed. En terwyl ons almal met onbedekte gesig soos in 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld. Ek en jy word stadig maar seker, dan vir onsself af, word stadig maar seker verander om meer en meer soos Jesus te word. En dit alleen kan gebeur as ons die Heilige Gees binne in ons het. Hy sê, ons word van gedaante verander na dieselfde beeld, van heerlikheid tot heerlikheid, as deur die Here wat die Gees is. En ek weet baie keer gedra ons onsself as wedergebore kinders van die Here nou nie, soos wat ons nou veronderstel is om daar so te sien. Ons maak baie foute, maar dank die Here vir genade. Die Gees word ook gestuur deur die Vader en die Seun, Johannes 15 vers 26. Hy sê, maar as die Trooster gekom het, die Parakletos, die Heilige Gees, wat ek vir julle van die Vader sal stuur, die Gees van die waarheid, wat van die Vader uitgaan, hy sê, hy sal dan van my getuig. Toe Jesus gedoop is in die Jordaanrivier, wat het gebeur? Maar die Heilige Gees het op hom kom neerdal, soos in die vorm van 'n duif, en die stem, God se stem het gesê, het gepraat met Jesus, het gesê, dit is my geliefde seun, wie ek 'n welbehaag het. Ek is tevrede met hom, dit wat hy gedoen het, is reg. Dit is amazing. Die Gees word geïdentifiseer met die Vader en met die Seun, kom ons kyk Efesiërs 2:18. Hy sê, want deur hom het ons albei die toegang, deur een Gees tot die Vader. Ons bid, en ons sê, Vader, ek kom na u toe in die naam van u Seun, Jesus Christus. En ons kry krag, en ons ontvang krag, en ons ontvang genade, deur die Heilige Gees. En daardeur kan ons na die Vader toe gaan. En ons kan vergifnis van ons sondes smeek, en ons kan hom vra, wat ons graag wil hê. En hy sê vir ons in sy woord, hy sê, dit wat jou bekommerd, gee dit vir my. Sê, as ek vir die voëls van die hemel sorg, wat nie skure en store het, hoeveel te meer sal ek nie vir jou sorg, vir jou gee, wat jy toekom, wat jou toekom nie. Ons wil baie keer baie meer hê, as wat ons het. Maar ons moet tevrede wees met dit wat ons het. Want ek sê weer, ons kan soveel minder gehad het. Want deur hom het ons albei die toegang deur een Gees tot die Vader. 2 Korintiërs 13 vers 14. Hy sê die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sy met julle almal. Amen. Hy word ook geïdentifiseer in die gelowiges se lewens, Galasiërs 4 vers 6. Hy sê, omdat julle kinders is, het God die Gees van sy Seun in julle harte uitgestuur, en hy roep, Abba, Vader. In 1 Petrus 1 vers 1 tot 2, hy sê, ons is uitverkore volgens die voorkennis van God die Vader, in die heilige krag van die Gees, tot gehoorsaamheid en besprenkeling met die bloed van Jesus Christus,
Die bloed van Jesus maak ons toe. Hy sê, en mag genade en vrede vir julle vermenigvuldig word. Mag genade en vrede vir julle vermenigvuldig word.